Here, volgend is ons met die woord besig. Here, ons wil met U besig wees. Daarom bid ons vanmôre, Here, dat U met elkeen van ons se harte sal praat. Dat U met ons sal spreek, Vader, en dat ons U woord sal hoor, maar bo alles, Here, dat ons doeners van U woord sal word. Dat ons sal shema, dat ons sal hoor, maar ook gaan doen. So dit bely vanmôre, Here. En Vader, daarom bid ons vanmôre, en ons wil vir U eer bring vir hierdie groep mense, vir hierdie gemeente van U. Ons wil vir U sê dankie, ons wil U verheerlik, Here, dat ons deel van hierdie gemeente kan wees. Vader, baie dankie vir die God wat U vir ons is. Maar nog meer dankie vir die onuitspreeklike voorreg dat ons U kinders kan wees. Ons vra vanmôre, spreek Here, want U diensknegte luister in Jesus naam. Amen. Romeine 5, lees van vers 12 tot vers 21. Verder nog dit, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Die sonde was al in die wêreld nog voordat die wet van Moses gegee is, maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses, ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as die waarop Adam oortree het nie. Daar is ooreenkoms tussen Adam en hom wat sou kom, maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger as aan baie geskenk. En met die gawe van God is dit anders as met die sonde van die een mens. Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg en dit het tot veroordeling gelei, maar op die baie oortredings het die genadegawe gevolg en dit het tot vryspraak gelei. Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens, maar deur die een Jesus Christus is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Soos een oortreding gelei het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een mens vrygespreek word. Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak, en hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was dat, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer, en tot die ewige lewe kan lei, deur Jesus Christus ons Here. Dis 'n moeilike teks. Inteendeel, dit is soos die hele boek van Romeine. In my opinie seker die moeilikste boek in die Bybel om te verstaan, maar die diepste. Nou nadat Paulus in die eerste deel van hoofstuk 5 die vrede wat ons met God het en die sekerheid van ons verlossing beskryf het, kom hy nou en hy wys vir ons dat daar net een manier is hoe ons verlos kan word. En dis deur Jesus. En dan doen hy dit deur die twee teenoor mekaar te plaas. Adam aan die een kant, Christus aan die ander kant. By Adam is daar sonde, daar's oordeel, daar's dood. In Christus is daar vergifnis, daar's genade, daar's lewe, daar's geregtigheid. En wanneer ons voorbegin in die skrif, ons almal ken mos die Bybel. Wanneer ons voorbegin in die skrif, sien ons dat God in die begin vir Adam in 'n tuin geplaas het en aan hom heerskappy toevertrou het. Ons kry partymal die idee dat Adam in die tuin gesit het met 'n cocktail langs 'n stroompie en dat hy maar net die diere dopgehou het. Nee. Die skrif sê vir ons dat die Here het hom in Eden gesit en hom die opdrag gegee om dit te bewerk en te bewaak. Adam het 'n werk gehad, 'n verantwoordelikheid gehad. Hy was nie maar net daar in die paradys nie. Hy was aangestel deur God om 'n taak te verrig. Hy het gesag en verantwoordelikheid van God ontvang en Adam het hierdie wonderlike direkte gemeenskap met God gehad. In die tuin van Eden was daar intimiteit gewees, daar was rentmeesterskap gewees. Adam het ononderbroke gemeenskap met God gehad. Die skrif sê so mooi, hy het saam met God gewandel. Adam is geroep om te bewaak dit wat God geplant het.
en om in gehoorsaamheid aan God te leef. Ag, maar dan ken ons die res van die verhaal. Weet mos nou al wat gebeur. Ons lees dat hierdie rentmeester wat deur God aangestel is, het geval. Die gebied, in 'n gebied wat hy moes beskerm het hy toegelaat dat 'n ander stem gehoor word. Adam het sy gesag prysgegee. Daardie oorgawe het gelei tot die sonde vir die totale mensdom. Die grond daar in Eden, wat eens op seën gereageer het nou net dorings voortgebring. Wat 'n plek van lewe was, is nou gekenmerk as 'n plek van vloek. Die skrif sê dat selfs die skepping het begin sug. Die sondeval was nie net 'n ding wat met Adam gebeur het nie. Dit het kosmiese gevolge gehad. Dit het die hele mensdom deurtrek op die einde van die dag. Die eerste Adam het sy gesag verbeur en selfs die skepping het die gevolge daarvan gedra. Maar sedert die skepping leer ons God ken as 'n genadige God. En hier is die wonder. Selfs in daardie oomblik van oordeel wat God oor Adam en sy nageslag uitgespreek het, het God ook die plan gegee van hoe hy dit gaan regmaak. Het die plan gegee van hoe hy hierdie gemors gaan uitsorteer. God het verklaar dat die saad van die vrou die slang se kop sal vermorsel. Die einste slang wat die mensdom mislei het, sou eendag verpletter word, en dis die eerste keer wat die evangelie boodskap eintlik in die skrif opgeskryf is, reeds in die tuin van Eden. Van die begin af is verlossing aangekondig. Die vyand sou nie die laaste sê nie. Nou tot sover die verhaal van die tuin van Eden. Dan gaan ons oor na 'n ander tuin toe. Daar in Getsemane. Daar kniel die tweede Adam. Jesus. Waar die eerste Adam sy eie wil laat geld het en aan God ongehoorsaam was, daar in Getsemane in 'n ander tuin onderwerp Jesus homself aan die wil van sy Vader. Waar die eerste Adam na die slang geluister het, luister Jesus na die Vader. Nie my wil nie, Here, maar U wil. En Eden het 'n hand uitgereik na verbode vrug. Dan in Getsemane kry ons opgehefte hande wat uitreik na God die Vader toe. Die tuin van Eden het net rebellie gesien. Die tuin van Getsemane het volmaakte gehoorsaamheid gesien. Die sweet soos druppels bloed was nie 'n teken van swakheid nie, geliefdes, ons moet dit verstaan. Dit was 'n teken van heilige vasberadenheid gewees. Die seun bring homself volkome in lyn met die wil van die Vader. Adam het in 'n tuin van oorvloed gestaan en gekies om te sondig. Jesus was nie in 'n tuin van oorvloed nie, maar in Getsemane was hy bereid om die gewig van die kruis te dra. En dan kom die kruis. Die slang wat in Eden ingeslyp het, wat die mens met sy slinksheid verlei het gedink dat hy deur daardie misleiding heerskappy sou kry. Maar ek sê altyd, op Golgotha het die ou vyand heeltemal te ver gegaan. Die kruis was nie 'n nederlaag nie. Dit was iets gewees wat Driekus Du Plessis nie vanoggend kon doen nie. Dit was die laaste uitklophou gewees. Jesus sterf op Golgotha en 3 dae later staan hy die dood uit op. En so vervul hy die belofte wat God reeds in Genesis gemaak het. Die kop van die slang is vermorsel. Gesag is hom ontneem. Paulus sê, hy is van alle gesag ontwapen en gestroop. Die mag van sonde is gebreek. Die een wat die eerste Adam versoek het, is deur die laaste Adam gekonfronteer en oorwin. Kyk 'n bietjie hoe beskryf Paulus dit. Hy sê, hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hoor wat het hy met die vyand gemaak? Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as sy gevangenes in 'n triomftog van Christus mee te voer. Die aanklagte teen elke mens sedert Adam se tyd en daarna tot in ewigheid. Daardie skuldbewys het hy tot niet gemaak.
Die skuldbewys waarvan Paulus praat, is 'n brief waarin die bewyse of die redes vir 'n oortreder se oortredings uiteengesit is. Dit was nie 'n aanklag nie. 'n Skuldbewys was nie 'n aanklag nie. Skuldbewys was soos 'n lasbrief vandag. Net iemand wat reeds aan iets skuldig bevind was, het 'n skuldbewys teen hom of haar gehad. Maar die Bybel steek nie vas by die oorsprong van sonde nie. Ons weet wat het in Eden gebeur. Maar wat die Bybel wel vir ons vertel, is wat het met hierdie sonde gebeur. En dan breek die opstanding Sondag aan. Nog 'n tuin waarna toe ons gaan. Maria staan buite die graf van die opstandingstuin en sy staan en huil en sy sien Jesus, maar sy herken hom nie, sê Johannes. Sy dink hy's die tuinier. En die Heilige Gees trek so doelbewuste lyn van Genesis af, reg deur die skrif na die graf toe. In die eerste tuin het die eerste mens geval en die dood het ingekom. In die tuin waarin die graf was, staan die ware getroue mens lewend en nadat hy die dood en die een wat die mag daaroor gehad het, oorwin het. Die een wat sy dink, wat Maria dink plante versorg, is besig om die hele skepping te herstel. Die eerste Adam het toegang tot die boom van die lewe verloor. Jy sal onthou, jy ken die verhaal, Gerubs het die pad bewaak, sodat hulle nie kon teruggaan in die tuin in nie. Die toegang was gesluit, maar in hierdie tuin is die steen weggerol. Die graf kon hom nie hou nie. Die voorhangsel het geskeur. Toegang is herstel. Daai vloek wat die ongehoorsaamheid, wat deur ongehoorsaamheid gekom het, is deur gehoorsaamheid gebreek. Die dorings wat uit vervloekte grond opgeskiet is op sy hoof gesit. Die teken van die sondeval word deel van Jesus se lyding. Hy dra die vloek, sodat ek en jy die seën kan kry. Vers 12 sê vir ons dat die sonde tot al die mense deurgedring het. Geliefdes, ons kan nie hierdie ooreenkomste ignoreer nie. Dan in die tuin van Eden kruip Adam tussen die bome weg, in die opstandingstuin, daar roep Jesus Maria uit. In die tuin van Eden luister 'n vrou na 'n stem wat na die dood toe lei. In die opstandingstuin hoor 'n vrou die stem van die opgestaane Here en sy word die een wat die eerste keer die evangelie boodskap van Christus verkondig. In Eden kom die dood deur 'n boom. Op Golgotha word dit deur 'n boom verseker. In Eden word die aarde vervloek. Met die opstanding in die opstandingstuin gee die aarde sy dooies prys. Grafte gaan oop en dooies staan op. Dis verlossing wat reg deur die geskiedenis ontvou het. Jesus kom maak nie net Adam se fout ongedaan nie. Jesus kom en hy vervul die oorspronklike opdrag. Waar Adam heerskappy verloor het, kom Jesus en hy neem dit terug. Waar Adam gesag prys gegee het, ontwapen Jesus die owerhede en die magte en hy maak 'n openbare skouspel van hulle. In Afrikaans, hy maak hulle belaglik. Die slang wat eens leuns in 'n tuin gefluister het, word stilgemaak deur die woord wat mens geword het. Vermorseling van die slang se kop, geliefdes, is nie maar net 'n metafoor nie. Dis 'n beslissende oorwinning wat deur die kruis en die leë graf bewerk is. Maria dink sy sien 'n tuinier, in werklikheid sien sy baie meer as dit. Hy is die getroue tuinier, die laaste Adam, die verlosser van Eden, die een wat nie in die tuin gefaal het nie, maar daarin getriomfeer het en die slang van die eerste tuin verpletter het. Maar ons teks vanoggend, Romeine 5, is nie eintlik 'n verhaal oor Adam nie. Gaan lees gerus weer hierdie gedeelte, dan sal jy sien dat die klem lê nie op Adam nie, die klem lê op Christus. Paulus wys dat Adam eintlik vooruitgewys het na Christus. Adam was die eerste mens, Jesus was die volmaakte mens. Adam het misluk, daar waar Jesus geslaag het. Alles wat deur Adam verlore gegaan het, is deur Christus kom herstel.
Waar Adam se keuse skeiding gebring het, het Jesus se gehoorsaamheid versoening gebring. Waar sonde eers uitgesprei en versprei het, daar sien ons nou opstanding. Die tuinverhaal was nooit bedoel om in Genesis te eindig nie. Die tuinverhaal van Genesis vind sy vervulling in Christus. En omdat hy leef, is die slang verslaan. Vloek is gebreek en ons is verlos van die gebeure van die eerste tuin. Deur Adam se een oortreding het baie gesterf en deur Christus se een daad van gehoorsaamheid vloei die genade van God oor almal van ons. Let op dat Paulus die hele verlossing aan hierdie een daad van Christus bind. Hierdie gehoorsaamheid bereik sy hoogtepunt in die dood van Jesus. Paulus skryf daar in Filippense 2, hy sê, hy het homself verneder deur gehoorsaam te wees tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Waar Adam ongehoorsaam geword het aan een gebod. Jy het al gedink, Adam het net een gebod gehad om te onderhou. Hy moes net een gebod onderhou. En hy kon dit nie doen nie. Maar toe kom Christus en hy onderhou die totale wet namens my en jou. Geliefdes, hier lê die hart van die evangelie. Hier sien ons die hart van die evangelie in die tuin van Eden. Ons word nie gered omdat ons beter as Adam probeer wees nie. Ons word gered omdat Christus gedoen het wat Adam moes doen, maar nie kon regkry nie. Jesus se gehoorsaamheid word dan vir elke een van ons toegereken. Dis elkeen deel in Jesus se gehoorsaamheid. En dan sê Paulus 'n ding wat nogal 'n bietjie moeilik klink wanneer 'n mens dit lees in ons teks. Hy sê dat die wet bygekom het sodat die oortreding meer sou word. Al wat Paulus besig is om te sê, is dat hy bedoel dat die wet was nooit bedoel om die mens te red nie. Die wet openbaar maar net die diepte van sonde. Die wet wys vir ons hoe ver ons van God afgedwaal het. En dan volg een van die heerlikste uitsprake in die skrif. Hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Ek wonder of ons dit mooi verstaan. Dit beteken nie dat God sonde gering ag nie. Ons sien in die kruis dat sonde nie vir God 'n onbelangrike ding was nie. Maar luister mooi vanmôre. Dit beteken dat geen sonde groter is as die verlossingswerk van Christus nie. Geen sonde kan groter wees as die genade van God nie. Sy genade is altyd groter as my skuld. Dis wat Paulus besig is om te sê. Sy gehoorsaamheid is sterker as Adam se ongehoorsaamheid. Sy opstanding magtiger as die dood. Daarom rus ons hoop nie op onsself nie. As ons na Adam kyk, dan sien ons ons eie mislukkings, maar as ons na Christus kyk, sien ons ons volmaakte verlosser. Hy is die laaste Adam. Hy is die een wat deur sy gehoorsaamheid vir my en vir jou versoening bewerk het by God. In hom is daar geen veroordeling nie, maar volle regverdiging. In Christus is daar vir my en jou geen dood nie, maar net lewe. Al wat ek volgende kan sê is, aan hom al die eer daarvoor. Here, wat kan ons meer sê vanmôre? So wanneer ons kyk na die gemors waarin Adam ons laat beland het, en die sondeval, Here, en ons verstaan vanoggend die verlossingswerk, dat U dit kom herstel het, en dat ons vandag in daardie herstel kan leef. Here, dat ons soos wat Paulus sê, meer as oorwinnaars kan wees. Koninklike priesterdom, uitverkore volk, broers en mede-erfgename van Christus. Here, hoe kan ons vir U genoeg dankie sê daarvoor? Dat U ons verlos het van dit wat vir ons 'n ewige dood sou meebring. Here, ons gebed is vanoggend dat ons sal leef vanuit hierdie oorwinning. Dat ons vanuit U versoening, U vergifnis, U verlossing, dat ons daaruit sal leef vanmôre. Dat ons sal leef soos mense
wat meer as oorwinnaars is. Baie dankie, Here, dat U dit vir ons bewerk het. Dat U aan die kruis dit vir ons kon bewerkstellig het. Dis miskien tyd dat ons net weer hierdie goeie ou boodskap hoor. Dat ons net weer daaroor dink. En Here, dat ons dit net weer sal besef, dat U genade is groter as enige iets wat ek verkeerd kan doen. Dankie vir U genade. Amen.